Okay, ons kyk na lettervergelykings. Nou, dis presies dieselfde as 'n gewone vergelyking, behalwe daar's nou net die getalle in nie. Daar's klomp verskillende veranderlikes, maar hulle sê vir jou watter een van daai veranderlikes om alleen te kry. So dieselfde reëls geld. As jy 'n maal oorgaan vat, gaan dit 'n deel word. Plus word 'n minus, minus word 'n plus, deel word maal. Dieselfde reëls geld. Dis nou net die getalletjies nie. So kom ons kyk byvoorbeeld S is gelyk aan n op 2 maal a plus L. En nou is die vraag, verander die onderwerp van die vergelyking na A toe. Dit beteken, kry A alleen. So stap vir stap, as daai nou die ding is wat jy alleen wil hê, dan moet jy alles stukkie vir stukkie oorgooi tot hy alleen is. So ons gaan begin met hierdie onderste 2. Ek dink hy is die maklikste om weg te vat. Hierso deel ons met 2, so ek gaan daai kant maal met 2. So daar gaan staan 2S is gelyk aan n maal A plus L. Stukkie vir stukkie. Hierso staan nou n maal die hakkie. So as ek maal n gaan oorgooi, dan word dit 'n deel n is gelyk aan A plus L. En laastens wil ek die L oorgooi. Hierso staan plus L, so aan die ander kant gaan daar staan min L is gelyk aan A. En dan het jy vir A alleen gekry. So dieselfde reëls geld. Moenie skrik omdat dit nou nie meer getalletjies is nie. Dis nog steeds 'n gewone vergelyking. Tweede een, F is gelyk aan 9 op 5C plus 32. Die vraag is, maak C die onderwerp van die vergelyking. So stukkie vir stukkie, ek gaan eers daai agterste plus 32 oorgooi. So ek gaan sê F minus 32 is gelyk aan 9 op 5C. Die rede hoekom ons nie hierso eers die 5 oorgooi nie, is jy moet onthou, al twee van hierdie goed staan nie op 5 nie. So as jy gaan wil maal met 5, gaan jy hom daar moet maal en hier moet maal. Dan is dit asof jy 'n KGV doen. So jy gooi eers net die 32 oor, nou het jy 'n enkele breek hierso. As jy hierdie kant deel met 5, gaan jy hierdie kant maal met 5. So dis 5 keer F min 32. Nou onthou ook net, hulle vra nie vir jou om die vergelyking te vereenvoudig nie. So jy hoef nie daai 5 in te maal nie. Jy los hom net so, dis net 5 keer, whatever al reeds was in 'n hakkie. En nou gaan daar staan aan die regterkant net 9C, so die laaste ding wat ek moet doen, as hier staan 9 maal C, gaan ek hierdie kant moet deel met 9. So F min 32 oor 9 is gelyk aan C. En dan is C die onderwerp van die vergelyking. Dus doen nog een. 1 op I plus 1 op V gelyk aan 1 op F. En die vraag is, maak V die onderwerp van die vergelyking. So nou is dit 'n bietjie moeiliker, want jy kan nou nie net goed oorgooi nie. So ek sou eers gesê het, jy kan of 'n KGV kry. Wat gaan die KGV wees? Daai I maal V maal F, né? So dan gaan die hele bokant verander en jou KGV gaan wegval. So ek sal albei opsies doen. Kom ons doen dit eers. Ons maak ons KGV I, V en F. Dan beteken dit hierdie breek kort 'n V en 'n F. Daai breek kort 'n I en 'n V. Daai breek kort 'n F. Daai breek kort 'n I en 'n V. En onthou dis 'n vergelyking, so die KGV val weg. Maar nou moet ek nog steeds vir V probeer alleen kry. Nou is daar op twee plekke V's, so ek gaan die VF hierdie kant hou, en dan gaan ek daai net hierdie kant toe bring, dat hulle langs mekaar staan. So daar is VI, en dan gooi ons daai IF oor, want ek soek hom mos nie eintlik hierso nie. So vir V probeer alleen kry. Maar nou het jy op twee plekke V, en jy soek eintlik net 'n enkele V. Maar die oomblik as hy meer as een keer voorkom, kan jy mos gemeenskaplik gaan uithaal. Dan bly daar oor F min I, is min I F. So die laaste ding wat jy nou doen, as hierso staan maal met die hakkie, gaan ons net die regterkant deel met die hakkie. So min IF op F min I. Is julle reg? Kan ek blaai? Okay, die vierde ding wat ons nou kyk. Sê V kwadraat is I kwadraat plus 2AS. En die vraag is, maak I die onderwerp van die vergelyking. So ek gaan begin deur daai plus 2AS oor te gooi, want ons is op pad na I toe.
So ek gaan hê v kwadraat min 2as is gelyk aan I kwadraat. Nou raak ek van 'n kwadraat ontslaan 'n vergelyking met 'n vierkantswortel. So die wortel van v kwadraat min 2as sal I wees. Net 'n klein tegniese dingetjie moet jy onthou. Wanneer jy jou eie wortel in 'n vergelyking gaan bysit wat nie voorheen daar was nie, dan moet dit 'n plus min wortel wees, né? As daar nie 'n wortel was nie, moet dit 'n plus min wortel word. Byvoorbeeld, net gou vinnig hier langs die kant, as ons het byvoorbeeld x kwadraat is 9, dan kan ons nie net sê x is die wortel van 9 wat 3 is nie. Want die antwoord is eintlik plus minus die wortel van 9 wat plus minus 3 is. As jy gaan vat plus 3 maal plus 3 is dit 9, maar as jy vat min 3 maal min 3 is dit ook 9. So daar's twee antwoorde, jy moet beide skryf. OK? Dan nommer 5, gee ek vir jou f is gelyk aan mv kwadraat op gr. Die vraag is, maak v die onderwerp van die vergelyking. So aan die regterkant deel ons met gr, so ek gaan dit eers oorgooi, dit gaan word f maal met gr, is gelyk aan mv kwadraat. Daai m staan teen die v, so dis 'n maal met m, so aan die linkerkant gaan ek moet deel met m. So kom oorgooi, deel ek, dan is dit v kwadraat, en dan nou die laaste stap om van die kwadraat ontslae te raak, gaan ons vierkantswortel. So dis plus min die wortel van f gr op m, is v. Ok, ons kyk gou net na K-metode vergelykings. So, die eerste een wat ek doen, lyk so, x kwadraat min 2x plus 24 oor x kwadraat min 2x is gelyk aan 11. Nou, ek gaan eers net vir julle wys wat gaan gebeur as jy nie sien dis 'n K-metode som nie. So as jy nou dit net as 'n gewone vergelyking gaan probeer benader, x kwadraat min 2x kan jy op 1 gaan sit. En dan moet jy mos nou hierdie noemer faktoriseer. So jy kan x uithaal en dan bly daar oor x minus 2. Gelyk aan 11 op 1. En dan gaan jou KGV wees, daai x maal x min 2. En dan gaan jy sê x mag nie 0 wees nie en x mag ook nie 2 wees nie. So nou het jy hierdie breek wat x kwadraat min 2x is, wat niks van die noemer het nie. So jy gaan letterlik x kwadraat min 2x moet maal met x en met x min 2. So jy het eintlik in effek x kwadraat min 2x gemaal met homself. Gaan dit aangaan hier langsaan, daai 24 was reeds op die KGV, so hy kan so bly. En dan die 11 kort die hele KGV, x en x min 2. So nou as ons hierdie gaan uitmaal, gaan ons kry x tot die mag 4. Daai gaan wees min 2x tot die mag 3, min nog 2 is min 4x tot die mag 3, plus 4x kwadraat, plus 24 gelyk aan 11x kwadraat min 22x. Nou is daar hopeloos te veel x. Daar is tot die mag 4 en tot die mag 3 en hier is 'n gewone getal, so nêrens gaan jy eers 'n gewone x kan uithaal of so iets nie. Nou die oomblik as dit gebeur, julle gewone vergelyking sal altyd stop by x kwadraat. Hulle sal nooit van jou verwag om 'n x tot die mag 3 of 'n x tot die mag 4 te faktoriseer nie, want jy kan nog nie. So met ander woorde, die oomblik as jy dit sien, 'n x tot die mag 3 of 'n x tot die mag 4, het jy moontlike fout. Nie altyd nie, daar is ander maniere wat iets uitkanselleer dalk of dit val weg langs die pad of so iets. Maar meeste van die tyd is dit teen verkeerd. Jy het iewers 'n fout gemaak. So dan gaan jy terug en jy soek vir hierdie deel wat kan voorkom as k, wat soos 'n complicated stukkie lyk wat herhaal. En dit gaan in hierdie geval wees x kwadraat min 2x. Dis die deel wat herhaal wat moeilik lyk. So ons gaan die hele som van vooraf begin doen. Ons gaan daarso sê stel daai x kwadraat min 2x gelyk aan k. En dan verander die hele som in terme van k. So nou gaan ons staan k plus 24 oor k is 11. Wat nou baie makliker is, né? So nou kan jy daarso sê jou KGV gaan k wees. Onthou k mag dan nie 0 wees nie, né? So hierdie k wat op 1 staan, gaan ek moet maal met k, dan word dit k kwadraat. Daai 24 is reeds op k, so hy bly so.
en die 11 op 1 moet maal met k, so hy word 11k. So nou het jy k kwadraat min 11k plus 24 is 0. Faktore van 24 wat by 11 gaan kan uitkom. Is min 8 en min 3. Wat beteken k moet dan 8 wees of k moet 3 wees. En wees versigtig, jou beperking was 0. So beide daai antwoorde is geldig, né? Ons kan met albei aangaan. Maar die som is nie klaar nie, onthou, daar was nie k in die som toe jy begin het nie. So jy kan nie daar stop nie, jy moet aangaan en terugvervang. Nou k het ons gelyk gestel aan x kwadraat min 2x. So hier staan eintlik x kwadraat min 2x is 8. So x kwadraat min 2x min 8 is 0. En aan hierdie kant selfde storie, x kwadraat min 2x is 3. So eintlik x kwadraat min 2x min 3 is 0. Nou het ek 2 3-terme aan weerskante wat ek moet gaan faktoriseer. So die faktore van 8 wat by 2 kan uitkom, gaan wees min 4 en plus 2. Die faktore van 3 wat by 2 gaan uitkom is min 3 en plus 1 gelyk aan 0. En nou het ek eintlik 4 antwoorde hieronder. Want ons gaan nou kan sê x kan of 4 wees, of x kan min 2 wees, of x kan 3 wees, of x kan min 1 wees. So daai is my 4 antwoorde wat ek dan uit daai hakkies uitkry. So net so vir interessantheid, 'n gewone x-vergelyking het net een antwoord. 'n x kwadraat vergelyking het 2 antwoorde. 'n x to die mag 3 vergelyking het 3 antwoorde. Hierdie het ons uitgemaal, toe kom ons by 'n x to die mag 4 vergelyking, so hy het 4 antwoorde. Daar's 4 goed wat kan werk. Almal reg? Shame. Okay, so daar is ook 'n k-metode, luister. So ek stel x kwadraat plus 2x gelyk aan k. Dan verander dit in k kwadraat min 14k min 15 gelyk aan 0. Wat ek dan faktoriseer in k min 15, k plus 1 gelyk aan 0. Wat beteken k is 15 of k is min 1. En onthou nou k moet jy terug gaan vervang met x kwadraat plus 2x is 15 of x kwadraat plus 2x is min 1. Wat beteken x kwadraat plus 2x min 15 is 0 of x kwadraat plus 2x plus 1 is 0. Dan faktoriseer jy hierdie faktore van 15 wat by 2 gaan uitkom, gaan wees x plus 5 gemaal met x min 3. En daai kant is dit net x plus 1 gemaal met x plus 1. So my antwoorde is x is min 5 of x is 3 of x is min 1. Ek skryf dit net een keer want hulle beide gaan vir my dieselfde antwoord gee, né? Het julle dit?